Die avonture van Lisa, Tiaan en Rikus in hoofstuk 1 die vriendelike uitdaging. Hulle stel ons voor aan ons 3 karakters, Lisa, Tiaan en Rikus, wat onskeibare vriende is, wat in 'n klein dorpie woon aan die voet van 'n majestueuse berg, omring deur blou riviere en digte bome. Verder stel Lisa die vraag voor met opgewonde en nuuskierigheid aan haar vriende voor, het julle al ooit van die verborgde grot gehoor? So dit sê vir ons Lisa opgewondenheid en nuuskierigheid, sy het verskillende emosies wat sy voel. Dit kan vergelyk word met die klanke van 'n klavier, wat weer hoë klanke kan maak en lae klanke kan maak, klanke in die middel en 'n klomp klanke so kan maak, net soos Lisa se emosies. Tiaan wat weer antwoord, nee, wat is dit? Tiaan was altyd lus vir 'n avontuur. Tel ons meer. So hy Tiaan wat die energie en die entoesiasme en die beweging na die groep toe bring, wat ook vergelyk kan word na die klanke van dromme, wat ook met die klanke die energie en die beweging kan bring. Dan verder brei Lisa daarop uit dat sy van die verborgde grot gehoor het deur haar ouma se stories, en dan antwoord Rikus, dit klink ongelooflik, ek sê, ons gaan soek dit. Met daai inisiatief en leiding, wat Rikus gevat het om die besluit namens die groep te maak, wys vir ons dat hy met die klanke van 'n gitaar vergelyk kan word, waar 'n gitaar se klank bo al die klanke uitstaan. Verder in hoofstuk 1 brei hulle net uit op die vriende is reg, in hoofstuk 2 praat hulle van hoe die reis begin, dat die pad nie maklik was op baie Jan wat weer met sy optimisme sê, ek kan amper die skatte ryk, terwyl hy lag en sy hande in die lug gooi. Daai energie kan weer vergelyk word na die klanke van dromme, wat energie bring, en Lisa sê weer, ek is opgewonde, maar effens bekommerd. Daai 2 emosies word weer gelyk met die verskillende hoogtes wat 'n klavier kan maak met daai klanke, en dan kom Rikus weer met sy leiding en sy klanke van die gitaar wat so kan vergelyk word. Wat as ons die wonderlike ontdekking maak met daai optimisme? En dan verder sê hulle net in hoofstuk 2 hoe hulle heeldag gestap het, hulle baie moeg was en 'n storm oor hulle kom pak het en waar hulle skuilings gaan vind het binne in 'n rots. In hoofstuk 3 praat hulle van die storm en die grot. Hulle sê die storm het baie sterker geword, die reën het meer geval en het harder gekom, en Lisa wat weer sê, ek hoop ons kan binnekort uit hierdie storm kom, sê sy, maar stem is vol bekommernis. Weer daai gevoel van verskillende emosies wat vergelyk kan word met die klank van 'n klavier. En Tiaan sê weer, ons gaan nie kan teruggaan nie. Die storm is te erg. Daai klank en energie van 'n dromme wat hy daar weer deurspeel. Dan sê Lisa weer om haar vriende gerus te stel. Kom ons wag hier. Ek glo die grot het iets te doen met die verborgde grot. So daar sê sy weer, met ander optimisme en gerusstellend, weer word vergelyk word met die klanke van 'n klavier. Verder praat hulle net weer van hoe hulle die grot verken het, waar hulle die simbole op hulle kaart gesien het, wat korrespondeer met die simbole op die muur van die grotte, en waar hulle die grot se deur kry, en waar hulle net Rikus weer sê, met opgewonde, ek dink ons het dit gevind. Dan beweeg hulle die deur oop, en dan met 'n bietjie moeite het hulle 'n groot klip weggeskuif agter 'n geheime deur na die kamer, na die grot se groot oopgang. En dan was die kamer vol lig en die juwele en alles wat daar binne is van die skat. In hoofstuk 4 praat hulle van die verborgde skat. So in die middel van die kamer het hulle net gepraat was 'n houtkus vol juwele en muntstukke en waar hulle artefakte ook ontdek het. So dan sê Tiaan weer, ons het die skat gevind. Sy oë vol opgewondenheid. Dis ongelooflik. Daai energie wat hy weer bring word vergelyk na die klanke van dromme.
Maar sê hulle weer verder, maar toe hulle opgekyk het hulle 'n klein boekie in die kus gesien. Dis ou nuuskierige boekie. Dit was die boek was sag en deur jare lank eenkant gedruk. So daai sagtheid sê vir ons die boek was oud. Die grot was nog glad nie verken nie. Lisa het die boek geneem en gelees. Daar staan daar die verborgde grot nie net 'n plek van lesse van moed, vriendskap en die regte pad leer, het sy dit sag gesê. So ek gaan dit net weer herhaal. Daar staan in die verborgde grot nie net binne die skat van goud en juwele nie, maar ook 'n plek waar lesse van moed, vriendskap en die regte pad geleer kan word, het sy sag gesê. Rikus vra uit nuuskierigheid en het 'n ander oog betuig. Wat beteken dit? Lisa antwoord hulle, ek dink die ware skat is nie net fisieke dinge nie, maar wat gevind kan word nie, maar lesse wat ons in avontuur kan leer. So, hulle het die skatte en fisieke items beskou, maar as 'n storie wat hulle lewens sou verander. So, wat dit eintlik sou sê is, fisieke items bring nie vir jou al daai skat en daai waarde nie, maar die avontuur wat hulle gehad het en die vriendskap wat hulle gebou het, sal daai waarde bo enige daai waarde van juwele enige tyd verbyvat. So aan die einde was die tema en die boodskap van die verhaal. Dit maak nie saak wat se skat jy besit of najag nie. Die grootste skat sal altyd vriendskap wees. So waar die verhaal net gaan is net waar hulle uitbrei oor, maak nie saak wat se juwele of wat se skat jy vind nie, die avontuur van vriendskap en samesyn sal altyd daai skat verbyvat.